Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Koning Jegonja, die koningsmoeder en die enigs, die hoë amptenare van Juda en Jerusalem, die vakmanne en metaalwerkers reeds uit Jerusalem vertrek het. Deur bemiddeling van Elasa, die seun van Safan, en Gemaria, seun van Gilkia, hulle wat deur Sedekia, koning van Juda, na Babel, na Nebukadneser, die koning van Babylonië, gestuur is. So sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en bewoon dit, plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters, en kry vir julle seuns vroue en gee julle dogters aan mans, sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word daar meer en moenie minder word nie. Bevorder die voorspoed van die stad waarheen ek julle in ballingskap laat gaan het, en bid tot die Here vir die stad, want in sy voorspoed is daar ook voorspoed vir julle. Ja, so sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel. Moenie dat julle profete en die voorspellers in julle midde julle mislei nie, en moenie aandag gee aan die drome wat julle hulle laat droom nie, want dit is leuns wat hulle vir julle profeteer in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, is die uitspraak van die Here. Ja, so sê die Here, as 70 jaar vir Babel verloop het, sal ek aan julle aandag gee en my goeie belofte aan julle gestand doen, om julle na hierdie plek toe terug te bring. Ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om julle 'n toekoms en 'n hoop te gee. Julle sal my aanroep en kom en tot my bid. Ek sal na julle luister. Julle sal my soek en vind, as julle met julle hele hart raadpleeg. Ek sal my deur julle laat vind, is die uitspraak van die Here. En ek sal julle lot verander en julle bymekaar maak uit al die nasies en al die plekke waarin ek julle verdryf het, is die uitspraak van die Here. En ek sal julle terugbring na die plek waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Vriende, goeiemôre. Is voorreg om vanoggend op so lekker vars oggend by mekaar te wees. Ek is dankbaar ek is nie vanoggend gedoop nie. Maar dit is 'n groot vreugde om te sien hoe twee klein lewens Jesus leer ken het en hulle vertroue in hom geplaas het en graag deel van sy familie wil wees. En so is 'n wonderlike voorreg al reeds vanoggend om hier te wees. Wat 'n voorreg om te sien hoe daai kinders bely dat Jesus hulle koning is en daar's ware hoop vir hulle. Daar's ware hoop vir hulle vir alle ewigheid. En so ons is dankbaar saam met die ouers en ons bid vir die ouers vir Adia en klein Zoe. So prys die Here vir hulle. Vriende, ons is besig met ons burgerskap reeks. Ons dink oor die tye waarin ons onsself bevind. Hoe lyk dit om 'n Christen te wees in 'n wêreld wat nie ons tuiste is nie. So ons is besig om te dink oor die laaste paar weke al oor die Christenlewe, ons burgerskap. As jy dalk vir ons, Pieter, as jy vir ons dalk daai reeks kan opsit, dat ek dit net ook kan sien, die volgende slide asseblief, Pieter. Nee, die vorige ene. Daai een wil ons nie nou sien nie. Okay. Ons het hom nie. Okay, sorry, my fout. Ons het laasweek opgesit, die reeks konteks is ons het gekyk na hemelse burgerskap. So ons het besef dat hierdie is nie ons tuiste nie. Filippense 3 het Johan vir ons gewys dat ons lewe nou hier, maar dis nie ons tuiste nie. Stefan het vir ons gehelp om te sien dat ons een van die kenmerke van die Christenlewe is dat ons lewe gekenmerk word deur gebed. Ons praat met ons hemelse Vader vir die wêreld waarin ons onsself nou bevind. Verlede week het ons gekyk na hoe getrouheid lyk. Hoe dit lyk om as getroue volgeling van Jesus te lewe. En vanoggend kom ons by 'n gelowige gesindheid. Dankie aan Annemieke vir Jeremia 29 wat jy vir ons gelees het. Ek dink dit is 'n baie interessante gedeelte. Is wonderlik om te sien hoe God se woord met ons kan praat. Selfs al is dit soveel jare gelede
neergeskryf. En so ek gaan weer eens vra dat die Here ons genadig sal wees, soos wat ons na hierdie teks saam kyk, want ons het nodig om met oë van geloof na hierdie teks te kyk, om te verstaan wat dit is waartoe God ons roep in hierdie gedeelte. En so, kom ons bid saam. Kom ons vra die Here om ons genadig te wees. Vader, ons bevind onsself in 'n wêreld wat waar ons toenemend besef ons nie noodwendig heeltemal inpas nie. Ons is burgers van 'n ander wêreld, ons is burgers van die hemel. En ons het 'n tyd wat ons hier op aarde moet lewe en getrou moet wees en waar ons gesindheid een van geloof moet wees. En so Vader, ons bid dat U vanoggend ons sal help. Help ons soos wat ons na U woord kyk, help ons om U hart vir ons te verstaan. En Vader, help ons om U werklik beter te leer ken en aan U vas te hou, sodat ons die lewens kan lewe waartoe U ons roep. Ons bid dat U ons sal insig gee, ons bid dat U ons sal wys maak, dat U ons harte vol geloof sal gee en dat U ons help om nie bang te wees nie of nie deur vrese teruggehou te word nie, maar werklik 'n gelowige gesindheid te hê in hierdie wêreld. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, soos wat Pieter vir ons geopenbaar het daar 'n bietjie vroeg, is daar 'n sekere wêreld of 'n konteks waarin ons onsself bevind. En hierdie is, Pieter, as jy daai nou vir ons kan opsit. Hierdie is waar ons onsself bevind. Ek weet dit is gevaarlik om die parlement voor te hou. Parlement en preke gaan nie eintlik hand in hand nie. Maar dis 'n baie duidelike prentjie van waar ons onsself bevind. Daar is daar's 400 mense in die parlement. Dis 'n interessante ding op sigself. Daar is 4 partye daarbo wat 86% van die land voorgestem het. Die ANC, die DA, die MK en die EFF het 86% van die land voorgestem. En ek weet nie of enige van ons tuis voel in enige van daai partye nie. Ek weet nie of enige van ons voel dit is presies wat ek dink nie. Dit is nou hierso is ek veilig. En so ek dink ek kan daai van ons afhaal, Pieter, vir almal te ontsteld is. Ek dink baie van ons is verlig dat die ANC so klein bietjie aanspreeklik gehou is vir wat onder hulle bestuur gebeur het. So al die korrupsie en die wanbestuur wat plaasgevind het onder die ANC se leierskap. Ek dink ons is redelik dankbaar dat hulle so klein bietjie aanspreeklik gehou is. Hulle het in die 60 of 70 setels verloor uit daai 400 trein uit. En so daar's goedes wat soos wat mense na die verkiesing kyk, en sien jy die ANC het miskien 'n bietjie seer gekry, maar nou ewe skielik is daar 'n MK en 'n EFF wat onsaglik baie stemme kry. En so daar's iets aan die gebeur. Daar's klomp mense in die land wat baie anders dink as baie van ons. Ek dink ons lewensbeskouings is geweldig verskillend. Ons staan nie in mekaar se skoene nie en ons het nie dieselfde uitkyk op die lewe nie. Ons is baie gepolariseer. Dis eintlik die punt wat ek wil maak met daai parlement wat ek al voorgehou het. As 'n land is ons baie gepolariseer. Ons kyk verskillend na die wêreld. Ons stem nie saam oor die regte pad vorentoe nie. En ons stem nie saam noodwendig oor wat reg en verkeerd is. As ons kyk na Suid-Afrika as 'n deesnit nasie nie. Ons stem nie saam nie. Ons waardesisteme verskil van mekaar. En nie een van ons of bitter min van ons voel waarlik tuis in daai top 4 partye wat vir ons voorgehou is. Hierdie is wat die Daily Maverick Woensdag gesê het oor die verkiesing. Hulle sê aside from the obvious surprises, the one still reverberating around the country was the growth of Jacob Zuma's MK party and the sheer lunacy of its populist ideology. Why are we surprised, really? Because we shouldn't be. Populism is on the rise around the world. So too are disinformation and misinformation. En so daai twee konsepte, disinformation, misinformation is iemand wat op social media, op Facebook 'n valsheid raak lees, opgewonde is daaroor en dit versprei. Dis misinformation, dis algemeen. Disinformation is wanneer iemand soos Rusland idees versprei wat nie waar is nie, maar wat 'n doelbewuste poging is om mense te verwar en om skeiding te bring. Dit het 'n doelbewuste rede en so dis disinformation. En so ons lewe in 'n wêreld van populism, disinformation en misinformation.
En as jy nou al opgewonde is, ek hoop die punt is duidelik, dat ons lewe in 'n baie onseker wêreld. Ons lewe in 'n tydperk waar daar geweldige uiteenlopende wêreldbeskouings is. En so die vraag wat ons onsself moet vra as Christene is alles verlore? Is dit nou dit? Gaan die wêreld nou uitmekaar uitval? Of het God 'n plan? Is God besig met 'n plan en het hy 'n plan vir ons in die hier en nou en vir die toekoms? In die tyd van Jeremia, in die tyd wat Jeremia hierdie brief geskryf het, was die wêreld net so deurmekaar. Dit was eintlik erger vir die mense van God. Hulle het in 'n geweldige verwarrende tyd gelewe. 400 jaar voor Jeremia geskryf is die tyd wat Israel in Israel was. Die 12 stamme was daar. Hulle was onder een koning Salomo, 'n geweldige, die wysste koning nog ooit. Hulle het geweldige welvaart beleef, hulle het vrede geniet, hulle het 'n tempel gehad waar God in hulle midde was. So God se mense was onder God se heerskappy, in God se plek wat hy vir hulle geskep het, en hulle het sy blessing geniet, sy seën geniet. 400 jaar terug het dit baie goed gegaan met Israel. Maar Israel het nie getrou gebly nie. Die mense van God het nie getrou gebly aan dit waartoe God hulle geroep het, toe hy hulle sy mense gemaak het nie. Die profete het aangehou om die mense van God te waarsku om nie ontrou te wees aan God nie. God vereis een ding van ons. Hy vereis dat ons harte getrou sal bly teenoor hom en hom alleen. En so in die begin van Jeremia sê God hierdie vir sy volk. Hy sê in Jeremia 2 vers 13: Want 2 wandade het my volk gepleeg. My, die fontein van lewende water, het hulle verlaat om vir hulle opgaarputte uit te kap, gebarste opgaarputte wat nie water hou nie. En so dis wat die mense van God gaan doen het. Hulle het hom wat die bron van lewende water is verlaat en ander bronne gaan soek. Hulle het ander fonteine gaan soek en hulle het troebelwater gaan drink. En hulle het vir hulle self opgaarplekke van die troebelwater gaan vind. En God het hulle gewaarsku keer op keer deur die profete, en op die ou einde in 594 voor Christus is hulle weggevat in ballingskap. Nou die ballingskap is baie duidelik. Hulle is baie duidelik gewaarsku oor hoekom hulle sou weggaan, en die doel van die ballingskap is baie duidelik in die teksgedeelte vir ons vandag, wat ons later by sal uitkom. God het hulle gewaarsku oor hulle ontrouheid, en hy het hulle geroep na getrouheid toe. Hy wou hulle leer in die ballingskap om hulle harte getrou na hom toe te draai. In Jerusalem het hulle dit goed gehad. Hulle het 'n tempel gehad waar hulle as die mensdom God saam kon aanbid. En dit was 'n goeie plek vir hulle om te wees. Nou waar hulle self nou bevind het, was hulle in Babylon. En daar was 'n legio afgode en daar was 'n legio versoekings. Vers 1 sê koning Nebukadneser het hulle weggevoer. En so dit moes vir hulle geweldige verlies gewees het. Hulle het alles verloor wat hulle gehad het as 'n nasie. Hulle het hulle land verloor. Hulle het as individue hulle werke verloor, hulle vermoë om vir hulle families te voorsien. Hulle het hulle huise verloor, hulle het hulle plase verloor, hulle het hulle nasionale identiteit verloor, hulle het hulle tempel verloor waar hulle God kon aanbid as 'n mens. En hulle was duidelik in 'n land waar hulle nie meer saamgestem het met wat reg en verkeerd is nie. In Jerusalem toe hulle nog daar was daar een God en een tempel. Daar was afgode wat van buite af ingekom het, maar dit was baie duidelik, dit was nie deel van hulle geloofsisteem of hulle nasionale identiteit nie. Dit was verkeerd, die afgode was obvious. Maar nou waar hulle self bevind het, was dit glad nie so obvious wat reg en verkeerd was nie. En so, ek dink, dit is baie waar ons as 'n samelewing is. Ons het 'n geweldige verskeidenheid van kulture en geloofsoortuigings, hier waar ons onsself nou bevind. En as ons terugkyk na waar hulle was, wat hulle dinge nog moeiliker vir hulle gemaak het, is daar was vals profete tussen hulle gewees. Israel se vals profete. Jeremia 28 sien ons wat Genanja gesê het. Hy was 'n profeet gewees in Israel en hy het die volgende gesê vir hulle daar waar hulle in ballingskap was. Hy het vir hulle gesê: "So sê die Here, heerser van alle magte, die God van Israel: Ek het julle juk van die koning van Babylonië gebreek. Nog net 2 jaar, dan gaan ek alle voorwerpe van die huis van die Here wat Nebukadneser, die koning van Babylonië, uit hierdie plek gevat het, na Babel geneem het, na hierdie plek toe terugbring." So hy sê vir hulle, hierdie valse profeet sê vir hulle, moenie worry nie,
Nebukadnesar se koninkryk se rug is gebreek en God gaan hulle terugvat na Jerusalem toe en die voorwerpe van die tempel gaan terugkom na Jerusalem toe binne 2 jaar. Moenie worry nie, dit gaan gou verby wees. Maar die hele boodskap wat Jeremia vir hulle gee is 70 jaar. 70 jaar gaan julle hier wees. En so daar's nie net valse profete en valse gode nie. Daar's ander kulture en hulle onder ander heerskappye. En so ons kan sien hoe dit vir hulle geweldig moeilik wees om te weet hoe om te lewe. Baie soos wat ons nou is. Ons is onseker oor hoe om te lewe in 'n wêreld wat nie met ons saamstem nie. Petrus en Jakobus beskryf die kerk eintlik nog altyd as ballinge. Ons het daarna gekyk in ons roepingreeks vroeër in die jaar. Hierdie is wat 1 Petrus 2 vers 11 sê van die kerk. Hy sê, geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat 'n stryd voer teen julle siel. Gedra julle so goed onder die heidene sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. En so die boodskap wat Jeremia gekry het, of wat Jeremia vir die mense gegee het in ballingskap, is op ons net so van toepassing, want ons is in ballingskap. Ons is op hierdie stadium as 'n kerk in ballingskap. Hierdie is nie ons tuiste nie. In Jeremia 29 help God die mense om te weet hoe om te lewe in 'n wêreld wat onseker is, in 'n wêreld wat nie met hulle saamstem nie, waar die regering nie noodwendig vir ons is nie, en waar ons nie noodwendig saamstem met wat reg en verkeerd is nie. Jeremia 29 help ons om met oë van geloof na die wêreld te kyk en te weet wat om te doen, soos wat ons wag vir Jesus om terug te kom. In vers 1 tot 3 kry ons agtergrond. Jeremia 29 vers 1 tot 3 is agtergrond. En dan in die res van die teks gaan ons onder 3 opskrifte kyk wat God se boodskap vir ons is. Soos wat dit dieselfde boodskap is as wat dit vir Israel was. Ons gaan kyk na hoofstuk 8 vers 4 tot 6 waar die opdrag gegee word aan die mense van God om terwyl hulle in ballingskap is, die wêreld te bewoon en te bewerk. In vers 7 te bevorder en te bid. En in vers 8 tot 14 die valse beweringe te verwerp en aan die beloftes van God vashou. En so eerstens dan bewoon en bewerk. Wat interessant is dat vers 1 sê Nebukadnesar het die volk uit ballingskap uit weggevoer. So die heidense koning het die mense van God weggevat. Dit lyk soos verloor. Maar die res van die teks sê dan 4 keer vir ons iets anderster. Vers 4 sê, so sê die Here, Jesu Almagtige, die God van Israel, aan die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. En weer in vers 7, bevorder die voorspoed van die stad waarin ek julle in ballingskap laat gaan het. En dan weer in vers 14, ek sal julle lot verander en julle bymekaar maak uit al die nasies en al die plekke waarin ek julle verdryf het. Is die uitspraak van die Here. En ek sal julle terugbring na die plek waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. En so wat is aan die gebeur? Wie was dit? Was dit die heidense koning wat God se mense weggevoer het? Of was dit God wat hulle weggestuur het? Die punt is, God is in beheer. God is totaal soewerein. Die heidense koning, die magtigste koning van daai tyd, dien God se doel vir sy kinders. Hy doen wat hy doen, maar God gebruik dit. God is in beheer. En God is besig om vir sy mense iets te leer. Nebukadnesar is 'n instrument in God se hande vir God se mense om te leer wat hulle veronderstel is om te doen. God se mense mag hulle self dalk bevind in 'n vreemde land met onsekerhede reg rondom hulle en geweldige ongemak. Maar God is besig om presies te doen dit wat hy weet wat goed is vir hulle. Dieselfde is natuurlik waar vir ons ook. Ons is presies waar God ons wil hê, want God is besig om vir ons iets te leer. Die opdrag wat God vir sy mense gee, is amper presies dieselfde as wat hy in Genesis 1 vir sy mense gegee het, vir Adam en Eva. In Genesis 1 vers 28 het God hierdie vir Adam en Eva gegee, soos wat hulle veronderstel is om, hulle is geskep in die beeld van God en is veronderstel om so te lewe. Genesis 1 vers 28. God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit.
Genesis 1 vers 28. En hierso in vers 5 sê God die volgende vir sy mense, soos wat hulle in ballingskap is. Bou huise en bewoon dit. Plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en kry vir julle seuns vroue en gee vir julle dogters aan mans, sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word daar meer en moenie minder word nie. En so die mense van God is nie meer in die tuin van God nie. En die mense van God is ook nie meer in die beloofde land nie. Maar die opdrag aan die mense van God het nie verander nie. Die opdrag is nog steeds presies dieselfde. Ons is in God se beeld geskep en ons is veronderstel om deel te neem aan die werk van God. Ons is veronderstel om die aarde te bewoon en te bewerk. Soos Adam en Eva geroep is om orde te skep en 'n gunstige omgewing te skep vir die mense, vir die mensdom om in te floreer, so word Israel geroep om dieselfde te doen daar waar hulle in ballingskap is. Hulle word geroep om radikaal goed te wees vir die plek waar hulle self bevind. Hulle is veronderstel om die skepingsmandaat uit te leef in Babylon. Die valse profete sê vir hulle, nee, julle gaan nou 2 jaar huis toe, maak bymekaar wat julle kan, kyk wat julle kan doen, en kyk wat julle bymekaar kan kry, sodat ons dit kan terugvat na Jerusalem toe. Die valse profete wil hê hulle moet selfsugtig wees. Die valse profete wil hê hulle moet selfonderhoudend of hulle moet vir hulle self en vir hulle eie veg ten koste van waar hulle self bevind. Maar God se verteenwoordigers word geroep om goed te doen, om vir die voordeel van almal op te tree en om te bewoon en te bewerk vir God se glorie. Hulle is duidelik veronderstel om dit vir die langtermyn te doen. Hulle gaan nie net vir 2 jaar daar wees nie, want hy sê vir hulle trou en kry kinders. En julle kinders moet kinders kry in hierdie plek. Julle moet nie net oorleef nie, julle moet 'n lewe maak hierso. Julle moet goed wees vir hierdie stad. En julle moet 'n langtermynvisie hê vir hierdie plek. Dit is 'n baie radikale manier van dink as jy dink waar hulle self bevind. Ek onthou toe ons Engeland toe was, as 'n groep van ons wat Engeland toe was. Jy kon dadelik gesien het wie die nuwe ouens is wat daar in Engeland aangekom het. Dis die ouens met tekkies en draaimax. Ek weet nie of dit nou nog so is nie. Maar op baie stadium was dit so en die winkels daar in Wimbledon waar ons onsself bevind het, daar was baie ouens met tekkies en draaimax. Het gou-gou agtergekom dat daar 'n spesifieke manier wat 'n Suid-Afrikaner sy vrye tyd wil spandeer. Hy wil braai. En so hulle het wors en Mrs. Ball's chutney ingevoer om aan Suid-Afrikaners te verkoop sodat ons in die reën kon braai. Ons het selfs met Kersdag eendag in die sneeu gebraai. En so die Suid-Afrikaner binne in jou bly vir 'n rukkie. Maar oor tyd raak daai plek jou tuiste. En dan braai jy nie meer wors nie, jy eet bangers en mash en jy doen dit nie meer saam met jou pel wat jy 'n uur lank op 'n trein moet ry om by hom uit te kom nie. Jy doen dit saam met jou kollega, jou Engelse kollega, sit jy in die pub en eet bangers en mash. En so oor tyd raak die plek jou tuiste. Wat interessant is dit was 'n vreemde gevoel. Ons kon stem daar. As bywoners kon ons stem. Die raadslid van ons van Wimbledon het aan ons voordeur kom klop en kom vra wat ons behoeftes is. Dis 'n baie vreemde gevoel dat jy die wat oor jou aangestel is werklik vir jou behoeftes omgee. Maar in 'n geval sorry, ek het dit nie reg bedoel nie. Dit was net nice dat hulle omgegee het. Ek is seker ons leiers gee om vir die meerderheid van ons. Maar die punt is, mense hart verander so 'n bietjie. So hoe langer jy daar bly, hoe meer begin jy te besef dat hierdie is jou tuiste. Aan die begin is jy daar om te skep en te toer en dan later begin jy te besef maar ek gee om vir die mense rondom my en hierdie is nou besig om my huis te word en jy begin te stem en wat met baie ouens gebeur, baie ouens het teruggekom, maar die ouens wat nog steeds daar is, hulle kinders is daar in die skool. Hulle is besig om daar te lewe om daai land 'n beter plek te maak. Daar's ingenieurs daar wat baie goeie werk doen. Daar's onderwysers wat in kinders se lewens inploeg. Daar's tandartse wat geweldige goeie werk daar doen. Soos wat hulle besig is om die Engelse te dien en in die ekonomie te investeer. Hulle is besig om die plek 'n beter plek te maak.
En dis waartoe God ons roep. Is waartoe God Israel geroep het. Israel was veronderstel om in die ekonomie te investeer vir die langtermyn, sodat hulle kinders in daai plek 'n beter lewe sou kon hê. Dis waarvoor ons geroep word. Ons word geroep om vir die langtermyn van hierdie plek waar God ons nou het, op te tree. Selfs al is Nebukadneser ons koning. Ons word geroep om nie net te probeer skep nie. Ons word geroep om te bewoon en te bewerk. En vir 70 jaar, 'n spreekwoordelike 70 jaar visie te hê. Asof hierdie die plaas is waar ons vir 70 jaar lank gaan investeer, of die stad wat ons graag wil sien vooruitgaan vir 70 jaar. Ons kan nie net hier lewe asof ons vir 15 jaar gaan aftree en dan by die see gaan woon, so ons skep alles wat ons kan nie. Ons is werklik geroep om vir die langtermynvoordeel van die stad op te tree. Hierdie stad waar God ons geplaas het. Onthou wat Handelinge 17 sê. Paulus het in Handelinge 17 vir die mense van Athene gesê, Handelinge 17 vers 26. Uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaak om die hele aarde te bewoon. Hy het vir hulle vasgestelde tye gegee en die grense van hulle woongebied bepaal. God het die grense van ons woongebied bepaal. Hy het bepaal waar ons gaan wees. Dis God wat ons geroep het om nou vandag hier in Pretoria te wees. En hy roep ons om hier te bewoon en te bewerk en 'n gunstige omgewing te skep vir almal rondom ons. Ek weet nie hoe dit vir jou lyk nie. Ek weet nie wat jy doen nie. Ek het vinnig gedink aan 'n paar beroepe. As 'n arbeidsterapeut dink ek is ons nie hier net om ons eie praktyk te bou of 'n naam vir onsself te maak nie. Ons is hier om in mense se lewens te investeer sodat hulle oor 20 en 30 en 40 jaar kan investeer in hierdie land. Arbeidsterapeute, onderwysers. Ons is nie net besig om die liga te probeer wen en by die vakansie te probeer uitkom nie. Onderwysers is hier om in kinders in te ploeg sodat hulle goeie burgers kan wees, sodat hulle volronde mense kan wees wat in die langtermyn goeie burgers kan wees van hierdie land waar God ons geplaas het. As ons entrepreneurs is, as jy 'n entrepreneur is, doen dit voluit. Doen dit vir die voordeel van die stad. Dis 'n wonderlike roeping om 'n entrepreneur te wees en werk te skep en vir ander mense geleenthede te gee en 'n verskil te maak. Ek sukkel altyd om positiewe voorbeelde vir prokureurs te kry. Ek weet nie hoekom nie. Dis natuurlik nie waarheid nie. Prokureurs is 'n baie edel beroep. Ek het self geartikel vir 'n klanke, maar so met ander woorde, ek het 'n diep verstaan van hoe moeilik dit is om goed te wees. Om goed te doen in 'n wêreld waar jy baie gekonfronteer word met die gebrokenheid van die samelewing. Maar prokureurs het baie geleenthede om goed te doen en 'n omgewing te skep waar geregtigheid kan seëvier. En so ons kan baie goed doen as prokureurs ook. En so hoe is ons veronderstel om te lewe as ballinge, Christenballinge in 'n baie deurmekaar wêreld? Eerstens, ons bewoon en bewerk vir die langtermyn voordeel van die plek waar God ons geplaas het. Tweedens, vers 7. Ons bevorder en ons bid. Bevorder die voorspoed van die stad waarin ek julle in ballingskap laat gaan het. En bid tot die Here van die stad. Want in sy voorspoed is daar ook vir julle voorspoed. Dit is 'n baie groot opdrag. Vir mense wat as ballinge weggevoer is dit heeltemal verstaanbaar om te probeer ontsnap of om te probeer om net 'n bestaan te maak, om hard te werk en vir jou mense te sorg. Dit is heeltemal verstaanbaar, maar dit is moeilik om te dink hoe ons geroep is om te bid tot die Here, ons God, vir 'n heidense stad. Dit moes vir Israel baie moeilik gewees het om te dink God roep hulle om vir hierdie heidense koning en sy welvaart en sy vooruitgang en sy mense se goedheid te bid. Dink 'n bietjie daaroor. Dit is een ding om te sê bid vir die heidense stad waarin jy jouself bevind. Ons het 'n baie mooi prentjie van hoe dit lyk in die boek van Daniël. In die boek van Daniël sien ons hoe Nebukadneser 'n groot beeld oprig en vir God se mense sê bid vir daai beeld, gaan buig die knie vir daai beeld. En dan sê God vir hulle bid vir daai koning
Daniël self het die koning Darius, die volgende koning het gesê hulle mag vir niemand anders te bid as vir die koning self nie. En toe Daniël vir God gaan bid. Hy was gehoorsaam en vir God gaan bid. Hy het waarskynlik vir die koning gaan bid vir sy onwyse optrede. En toe word hy in die leeukuil gegooi. En so dit was nie 'n eenvoudige roeping wat op hierdie ballinge geplaas is om vir die heidense volk en vir die koning te bid nie. Dis 'n baie moeilike ding wat van hulle gevra is. En eintlik wat nogal interessant is wat gebeur wanneer mense vir mense bid, soos wat Daniël en sy vriende vir koning Nebukadnesar en koning Darius en al daai ander ouens wat hulle probeer onderdruk het, gebid het. Wat gebeur met 'n mens as jy raak, jou hart moet in 'n posisie van liefde wees om werklik iemand aan die Here te kan opdra. So jy kan nie anders as om lief te wees vir die koning wat jou onderdruk nie. Jy kan Daniël as hulle werklik met 'n opregte hart vir hulle regerders en vir die heidene nasies gebid het, dan kan hulle nie anders as om lief te wees vir daai mense wat hulle so onderdruk nie. Hoe radikaal is dit? Hoe moeilik is dit om so die ewigheidsperspektief te hê, om so die mense wat jou so onderdruk en wat jou godsdienst so aanval, aan jou God op te dra? Dis 'n geweldige moeilike ding. Is 'n geweldige geloof wat vereis word om dit te kan doen. Om iemand anderster wat so alles waarvoor jy staan aan jou Here op te dra. Dit is waartoe ons geroep word. Dis waartoe Daniël geroep is. Hy het vir sy vyande gebid. Hulle het dit nie verdien nie. En dit is waartoe God ons roep. Maar dit is die evangelie. Dit is die evangelie. Jesus het aan die kruis gehang vir die ouens wat gesê het, kruisig hom, kruisig hom. En soos wat hy daar aan die kruis gehang het, vir die ouens wat gesê het, kruisig hom, het hy gesê, hy het vir hulle gebid, hy het gesê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sien, God roep ons om so te wees teenoor die wêreld waarin ons onsself bevind, as wat hy teenoor ons is. Jesus het aan die kruis gehang vir die van ons wat sondaars is, sodat ons sy vyande, sodat die van ons wat sondaars is sy vyande. En so hy het aan die kruis gehang om ons wat sy vyande is, sy vriende te maak. So, God verwag nie van ons om iets te doen wat Jesus nie vir ons gedoen het nie. As Christene word ons eenvoudig geroep om dieselfde radikale lewe te lewe wat Jesus vir ons gelewe het. Ons is ballinge in hierdie wêreld en ons word geroep om vir die voordeel van hierdie wêreld op te tree. Ons word geroep om hierdie omgewing te bevorder en te bid vir hulle welstand. Ons bid vir ons vriende en ons bid vir ons vyande, want dit is waartoe God ons roep. Ons doen dit want Jesus het dit vir ons gedoen. Hierdie is nie ons tuiste nie. Ons lewe vir 'n maksimum van 70 spreekwoordelike jare hierso en dan gaan ons huis toe. Ons swaar kry is in 'n sekere sin kort en dit het 'n baie spesifieke doel. Die res van die teks verduidelik vir ons hoekom ons onsself in ballingskap bevind. Hier waar ons gebore is. Hoekom het Israel hulle self in ballingskap bevind? Vers 8 tot 14 ekskuus. Beweringe en 'n belofte. Soos wat ons reeds gesien het die valse profete vir Israel gesê, hulle moet hulle self probeer apart hou, hulle moet probeer optree vir hulle eie welstand en hulle gaan baie binnekort huis toe gaan. En ons het vandag nog steeds valse profete wat vir ons probeer aanmoedig om selfsugtig te lewe en wat vir ons probeer aanmoedig om te verwag om hemel op aarde te kry. En so partykeer gebruik valse profete die Bybel om vir ons onwaarhede te probeer kommunikeer. En partykeer gebruik mense selfs vers 11 hierso om onwaarhede aan ons te probeer kommunikeer. Hulle ruk dit uit die konteks uit en hulle gebruik dit om vir ons vals hoop te skep. En so is 'n baie algemene ding om vers 11 te gebruik om vir mense in die hier en nou te sê dinge gaan maklik wees, dinge gaan lekker wees. Ons gaan nie in oorvloed lewe. Want vers 11 sê, ek ken die planne wat ek vir jou het. Planne van voorspoed en nie van teëspoed nie. Mense gebruik dit om vir ons te sê, en hier en nou gaan dinge lekker wees. Maar kyk wat sê vers 10.
Ja, so sê die Here, as 70 jaar vir julle in Babel verloop het, dan sal ek aan julle aandag gee. Sien, ons het 'n tydperk wat ons moet uitdien in ballingskap. Daar's 'n doel daar agter. Ons kan nie verwag om nou nie teëspoed te beleef nie, want die teëspoed is deel van die lewe in ballingskap. Ons gaan vir 70 jaar hier wees en die teëspoed gaan vir ons goed wees. Kyk wat leer ballingskap ons, vers 12. Julle sal my aanroep en kom en tot my bid en ek sal na julle luister. Julle sal my soek en my vind en julle ek gaan dit net weer lees, vers 13. Julle sal my soek en my vind as julle my met julle hele hart raadpleeg. Ek sal my deur julle laat vind, is die uitspraak van die Here. En so wat is die doel van die ballingskap? Hoekom beleef ons teëspoed? Ons beleef teëspoed sodat ons kan leer waar die fontein van lewende water is. Ons harte het nodig om te vind dat daar's geen ander plek waar daar vir ons ware lewe is as by God self nie. Dis die doel van die ballingskap. Ons leer hoe om God waarlik lief te hê, om werklik God se goedheid by hom te vind. Dis goed vir ons. Ons verander soos wat ons in ballingskap is. Ons leer God werklik ken. Ons leer werklik hoe soet die lewende water is wat hy vir ons gee. En ons leer hoe troebel die water is van die ander plekke waar ons baie keer hoop probeer bevind. Israel se ballingskap was vir 70 jaar. Is 'n tydperk wat ons het om goed te doen. Is 'n tydperk wat God ons gebruik om ander mense te bereik. Is 'n tydperk wat ons het om verskil te maak. En is 'n tydperk wat ons het om God beter te leer ken. Moenie 'n fout maak nie. God beloof vir ons geweldige voorspoed. Daar is geweldige voorspoed wat hy vir ons beloof. Daar gaan 'n tyd kom wat ons geen meer teëspoed gaan hê nie en wat ons nie meer in ballingskap gaan wees nie en wat ons God werklik gaan lief hê vir wie hy is. Daar gaan 'n tyd kom wat ons geen meer trane of hartseer of pyn gaan ken nie. En wat ons harte gaan oorloop van dankbaarheid en liefde teenoor God, maar dis nie nou nie. Dis wanneer ons eendag by hom is. Vir die hier en nou is ons besig om te leer hoe om in 'n verhouding met ons God te lewe en hom te vertrou om 'n verskil te maak in die wêreld waar hy ons geplaas het. Ek sluit vir ons af met 'n laaste storie en hierdie storie bring so ongemaklike konflik binne in 'n mens. Verlede 2 weke terug het Stefan gepreek oor gebed. Daai naweek het 'n seentjie geval, 'n graad 1 seentjie geval met 'n fiets met sy oog op 'n klip en sy oogkas het gebars. Hulle noem dit 'n plof fraktuur of iets in daai lyn. En daar was geweldige risiko vir breinskade, vir breinvliesontsteking, daar was borrels wat in sy kop ingegaan het. Dit is 'n geweldige nagmerrie vir 'n ouer. En baie mense in Ligpunt het vir daai seentjie gebid. Stadig maar seker het dit duidelik geraak dat God genadig is en dat hy gebede verhoor. Die seentjie se brein het nie geswel nie, hy het nie 'n infeksie gekry nie. En hy is iewers te laasweek ontslaan uit die hospitaal uit. Die risiko is nie verby vir hom nie, maar die lesse wat God ons leer is ook nog nie verby vir ons nie. En soos wat ons na daai insident kyk, besef ons dis iets wat net gebeur in 'n wêreld waar ons ballinge is. Dit gaan eendag wanneer ons by die huis is, gaan dit nie meer gebeur nie. Vir nou leer ons wat om te doen en ons sien hoe God besig is om ons lesse te leer. Ons sien hoe God besig is om in een so gebroke en hartseer event soveel goeie goedes te laat gebeur. Ons sien hoe almal van ons skielik besef hoe kosbaar die lewe is. Elke dag is kosbaar. Die lewe is 'n kosbare geskenk wat enige tyd van ons sal weggevat kan word. Ons leer dat God gebede verhoor en dat hy ons nader aan hom bring soos wat ons na hom toe bid. Ons leer hoe dit proe om strome van lewende water te drink, soos wat ons harte voor God uitstort in gebed. Ons sien hoe vriende van die ouers van daai seentjie besef hoe magteloos hulle is in hierdie wêreld. Maak nie saak hoe bekwaam jy is nie, jy is magteloos om enige iets te doen
wat in die terrein van God se beheer is. Ons is baie beperk in die hoeveelheid goedes wat ons kan verander, maar God is soewerein oor die konings van die heelal en oor die bubbels in 'n klein seentjie se brein. Hy kan maak dat die brein daai bubbels absorbeer en geen skade veroorsaak nie. God is groot en hy maak mense wat in kontak kom met so 'n insident waar God se mense bid vir 'n kind, hy maak daai mense vatbaar vir die evangelie. Hy leer ons dat ons besig is om te verander. God leer ons in daai insident om vir ons te wys, ons gee werklik om vir ander mense. Ons is lief vir hulle en ons bid na hulle, ons roep na God toe uit vir hulle onthaalwe, want ons is lief vir daai mense. God is besig om ons soos Jesus te maak. Ons sien dit soos wat iemand anders te seer kry en ons werklik omgee. Daar is soveel dinge wat in een moeilike insident gebeur, wat God gebruik om ons harte na hom toe te draai. En die harte van die wat hom nog nie ken nie. En so as ons terugkom na die oorspronklike vraag toe, hoe is ons veronderstel om te lewe in 'n baie deurmekaar wêreld? 'n Wêreld waar die MK so 15% van ons land se stemme kan kry. Hoe is ons veronderstel om te lewe? Ons is veronderstel om te verstaan dat God besig is met 'n plan en ons is veronderstel om te probeer verstaan wat God besig is om ons te leer. Dis wat ons veronderstel is om te doen in hierdie mekaar wêreld. Ons is veronderstel om te verstaan waartoe roep God ons in hierdie oomblik. Hoe lyk dit vir ons om getrou te wees? God het vir ons leierskap gegee wat nie in lyn is op hierdie stadium met God se idee van wat reg en verkeerd is nie. Maar dis nie nuut nie. God se mense is gewoond daaraan om in ballingskap te lewe. Want hy leer ons hoe om na hom toe uit te roep. Ons roeping as 'n mens het nie verander nie. God se mense se roeping het nie verander nie. Ons bewoon en bewerk die plek waar ons onsself bevind. Ons bevorder en ons bid. Ons luister nie na valse beweringe nie. Ons hou vas aan beloftes totdat God terugkom. Bly ons getrou. Ons bly getrou om die dinge te doen waartoe God ons geroep het. En dis hoe ons veronderstel is om te lewe. Dis hoe dit vir ons lyk om 'n gelowige gesindheid te hê. Ek gaan vir ons afsluit met Psalm 37. As jy vergeet het wat ek vandag gesê het, Psalm 37 sê presies dit. En so kom ons bid saam. Ons bid sommer Psalm 37 saam. Psalm 37 sê: Moenie jou nie ontstel oor die kwaadoeners nie. Moenie afgunstig wees op hulle wat kwaadwillig optree nie. Want soos gras verdor hulle vinnig en soos groen plante verwelk hulle. Vertrou op die Here en doen die goeie. Bewoon die land en waak oor betroubaarheid. Vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Vader, ons dankie dat ons u wil vir ons kan ken. Ons dankie dat ons besef dat hierdie nie ons tuiste is nie. Ons beleef daagliks uitdagings, ons beleef soveel keer hartseer en terugslag. Vader, sal nie ons help om vas te hou aan die hoop dat Jesus terugkom. Jesus het reeds oorwin. Jesus het reeds al ons vyande oorwin. Sonde, die dood, die duiwel, die gebrokenheid van hierdie wêreld. Vader, U het reeds als oorwin en U is eenvoudig besig om ons te leer om aan U vas te hou, U te vertrou en te doen dit wat U doen. Help ons om dit te doen, Vader. Help ons om getrou te bewoon en te bewerk. Help ons om werklik vir die langtermynvoordeel van hierdie stad op te tree. Help ons om die mense rondom ons lief te hê, of hulle nou met ons saamstem of nie, en hulle op te bou en die wêreld vir hulle te bevorder. Vader, help ons om vir ons vyande te bid. Verander ons harte dat ons mense sal lief hê wat ons nie liefhet nie. Verander ons, Vader, en gebruik ons om U naam groot te maak, om U glorie vir die wêreld tentoon te stel. En Vader, sal U ons lewens gebruik om baie mense na U toe te bring. Vader, sal U ons land genadig wees, dat dinge nie sal agteruit gaan nie, maar dat ons vooruit sal gaan, dat ons 'n land sal wees waar almal 'n kans het op lewe en waar ons in vreedsaamheid en geregtigheid saam kan lewe. Vader, wees met ons regering. Help ons regering om met wysheid te lei en te lei op 'n manier wat vir die voordeel van almal van ons in hierdie land sal wees.
Sal nie ons land vrywaar van korrupsie en wanbestuur. Maar Vader, as dit U wil is om dinge nog so te laat aangaan, help ons om getrou te wees en vas te hou aan U goedheid en in U soewereiniteit. Help ons harte om by U werklik vrede en hoop te vind, want dan sal ons die begeerte van ons hart kry, dan sal ons U kry. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vir meer inligting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.lig.com of kontak ons gerus by info@lig.com.